Baie dankie vir die voorreg om vandag stil te word by die koms van die ware lig. Ons bid dat U deur die Gees ons geestesoë so sal verhelder, dat ons U hart hierin sal raak sien. Kom leer ons uit U rykdom en verlig asseblief ons lewenspad. Amen. Johannes 1 vers 9 en 10 sê, die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Jesus is die ware bron van lig, wat sy eie skepping binne gestap het. Selfs al het die mense wat hy gemaak het hom nie erken nie. Johannes help ons vandag om regtig te verstaan wat dit beteken dat Jesus die ware lig is. In daardie tyd was daar baie dinge wat mense as lig gesien het, soos die wet van Moses of die woorde van die ou profete. Maar Johannes sê Jesus is die uiteindelike, finale lig. Hy is nie soos Johannes die Doper wat maar net 'n lamp was nie. Jesus is die oorspronklike bron self. Hy is die vakkundige meester wat nie lig van iewers anders afkry nie, maar lig uit sy eie goddelike aard uitstraal. Hierdie lig is universeel en is bedoel vir alle mense op aarde. Maar dan lees ons iets wat 'n mens eintlik nogal diep tref. Johannes skryf dat Jesus in die wêreld was en die wêreld het deur hom begin bestaan, maar tog het die wêreld hom nie erken nie. Dink net vir 'n oomblik hoe vreemd en hartseer dit is. Die een wat elke atoom en elke ster gemaak het, stap in sy eie skepping in, en die mense wat hy self gevorm het, kyk reg deur verby hom. Hulle het hom nie erken nie. Dit was nie sommer net 'n intellektuele foutjie nie, soos wanneer jy iemand se naam in die verbygaan vergeet nie. Dit was 'n diep morele probleem. Hulle wou hom nie ken nie, omdat hulle nie die Vader se hart reg geken het nie. In die Bybel beteken om Jesus te ken baie meer as om net te weet wie hy is. Dit vra vir 'n reaksie van geloof en gehoorsaamheid. Die wêreld se onkunde was dus eintlik 'n hartseer keuse om die lig te vermy. Hulle het verkies om in die donker te bly, omdat hulle nie wou hê die lig moet wys wat in hulle lewe aangaan nie. Tog verander dit niks aan wie Jesus is nie. Hy bly die standvastige meester wat alles gemaak het, en wat vandag nog die lig aanbied vir enigeen wat dit wil sien. Die vraag is nie of die lig daar is nie, maar of ons bereid is om dit te aanvaar. As jy vandag besef dat Jesus die een is wat jou gemaak het, maar dat hy dikwels nie erken word nie, hoe kan jy vandag meer aandag gee om hom in jou daaglikse omstandighede raak te sien, waar jy dalk nog wegskram van sy lig? Here Jesus, U is die ware lig wat ons hele lewe verlig. Dankie dat U na hierdie wêreld gekom het, al was die wêreld nie gereed om U te ontvang nie. Vergewe ons vir die tye wat ons U nie erken of gehoorsaam nie. Help ons om vandag met 'n oop hart in U lig te wandel en U eer in alles raak te sien. Amen.